Welkom terug. Dit is tyd vir volgende se krantbesprekings en Andries Cornelissen sluit volgende by ons aan. Goeiemôre Andries. Môre Jennifer, Oompie. Grootste. Andries, ons begin natuurlik met die groot nuus, die drama in die Midde-Ooste insluitende die VSA nou. Ja, die wêreld is 'n omgekrapte plek. Ja. Dink ek kan ons met alle eerlikheid sê. Die ding is die res van ons gaan die prys betaal, jy weet, as jy kyk na die oliepryse en die rand byvoorbeeld. Dis twee van die faktore. Ons het oor die naweek gesien, Trump het einde verlede week gesê, weet so 'n maksimum van 2 weke. Hy sal binne daai 2 weke besluit hoe gaan hy, jy weet, gaan Amerika betrokke raak by hierdie konflik tussen Israel en Iran en voordat enigiemand hulle ook kan uitvee, toe reën die bomme op die kernaanlegte in Iran. Amerikaanse B2 bomwerpers. So wat noem hulle die bomme, die bunkerbusters. Is van die groot, hulle 16,000 kilogram. Dit is verskriklik. So Amerika is nou betrokke by hierdie konflik. As jy kyk na die jongste wat Amerika gesê het, jy weet eintlik is hulle nou, weet hulle plan nie eintlik 'n verdere aanvalle nie. Dit gaan vir hulle oor die kernprogram en hulle reken hulle het nou genoeg skade aan die kernprogram gedoen dat eintlik is, weet volgens hulle is dit afgehandel. Maar Iran, die boodskap wat uit Iran uitkom is, hulle praat met niemand nie en hierdie proses gaan nêrens heen voordat hulle nie vergelding gehad het nie. So hulle wil eers terugslaan voordat daar enige sprake is van moontlike diplomatieke oplossings hiervoor. Jy kan net sowel Al-Qaeda wees wat sê ons probleem was die Amerikaanse finansiële stelsel en daar het ons die Twin Towers aangeval en ons gaan nou nie verder beklei nie. Nee, net soos Amerika vergelding geneem het, gaan Iran nou vergelding neem. Dit is maar 'n sneeubal effek. Ja. Ek dink in hierdie stadium is die groot vraag, jy weet, waar pas Rusland en China in? Ja. Weet beide dit veroordeel die aanvalle, maar jy weet daar's veroordeling is maar 'n diplomatieke tipe van, jy weet, is maar weet mense veroordeel baie dinge. Jy weet Suid-Afrika het dit ook veroordeel en gesê dat weet ons met 'n diplomatieke oplossing is waarna ons moet mik. Ek weet nie die VN is eintlik maar weet bietjie van 'n tandlose struktuur. Nog altyd. Weet die Veiligheidsraad het vergader, daar is voorstelle vir 'n resolusie weet vir onmiddellike skietstilstand. Ek dink nie regtig Israel stuur hulle aan die VN in 'n groot mate nie. Ek dink ook nie Donald Trump is eintlik, jy weet, dat die VN hom nou in die bek gaan ruk. So, jy weet, Trump het met groot fanfare aangekondig in die begin, jy weet, toe sy termyn begin het, jy weet, hy gaan 'n einde maak aan al hierdie oorloë. En dan praat ons nou van ons is millimeters weg af van 'n kernoorlog basies. Jy weet, so, jy weet, sy termyn van 6 maande het nou nie eintlik vir ons die wêreldvrede of einde gebring aan die konflikte waarvan hy gepraat het toe hy sy amptetermyn begin het nie. Ja, jy weet, jy gaan ook met kyk hoe die Houthi rebelle, daar word gepraat van, jy weet, daar's gewapendes in Irak wat ook byvoorbeeld hommeltuie het wat hulle kan gebruik in aanvalle op die Amerikaanse basisse wat jy het. Daar's 40,000 Amerikaanse troepe in die Midde-Ooste. Ja. En hulle is baie nader aan Amerikaanse basisse as aan Israel. So en Israel het nie genoeg tyd gehad om te keer toe van die vuurpyle kom nie. Van sommige het deurgekom. Nou, hoe gaan die Amerikaanse basisse betyds beveilig kan? Wel, dis die ding, jy weet, hulle is almal op gereedheidsgrondslag. Jy weet, daar's ekstra materials. Ek dink die belangrike ding is, jy weet, Iran, een van die opsies wat Iran het is om die straat van Hormuz te sluit. En jy weet 20%, hulle praat van 1/5 van die wêreld se olie gaan daardeur. Dis weet en hulle parlement het reeds besluit om dit te doen. Maar nou moet dit na een of ander apparaat toe gaan om dit nou finaal, jy weet, en dan jy weet as Iran nou 1/5 van die wêreld se olie daai jy weet straat van Hormuz toemaak, gaan dit 'n redelike impak hê op oliepryse byvoorbeeld. Natuurlik. Maar dit is ook nie net Iran wat op die straat van Hormuz is. Hulle het bondsgenote wat ook aan die ander kant van die water van die straat van Hormuz dieselfde ding kan doen en hulle voorbeeld kan volg. So ja. Dis die mense begin hier kyk en die Amerikaanse vloot is daar. Jy weet, so die Amerikaanse vloot is juist daar om daai straat oop te hou. Daai waterweg oop te hou. Dis 'n moontlike brandpunt. Ja, dit is 'n moontlike brand. Jy weet, die ding is dit weet baie mense sou vir jou gesê het, jy weet, ergens langs die pad gaan ons, jy weet, 'n groot oorlog hê rondom olie. Ja. En ons weet ons olie is al vir hoeveel dekades is die hele kwessie rondom olie is 'n probleem. En dit hang ook af, jy weet, of jy die moslimwêreld het wat nou saam staan of nie. Jy weet, dis 'n wie raak betrokke by hierdie. Daar's 'n geloofskonneksie ook. Korrek. Wie raak betrokke en wie raak nie betrokke nie. Ek dink die grootste vraag is want Rusland sukkel selfs in die Oekraïne met hulle oorlog. So ek dink die grootste vraag is eintlik waar pas China in? Wat is China se reaksie? Nee, hulle het dit veroordeel. Jy weet, hulle sê daar moet teruggegaan word na die onderhandelingstafel toe. Jy weet, hulle dis moeilik om te voorspel in terme van militêr, jy weet, op watter punt raak hulle nou eintlik, jy weet, is dit op 'n adviesvlak, is dit op 'n wapentuigvlak, jy weet, en wanneer, jy weet, so ons gaan moet sien hoe dit uitspeel. Ek dink China het ander lande in hulle versier eerder as om noodwendig Iran te
militêr te ondersteun, dink ek. Byvoorbeeld, dit was interessant ook want die Franse president Emmanuel Macron het net ure voor die VS betrokke geraak nog steeds met lede in Iran gepraat wat toe nog gesê het hulle gaan nie afstand doen nie en hulle gaan nie geboelie word nie. En toe kort daarna het ons gehoor die bombardering. Ook interessant hoe Amerika gesê het hulle wil nie 'n regimeverandering hê nie. Daar gaan nie leierskapverandering wees nie. Hulle het net die kernprogram geteken en dis nou dit. Dis nou klaar volgens Kyk, die regimeverandering gaan van binnekant af moet kom. Ja. Jy gaan dit nie van buitekant af weet behalwe die mense wie die CIA en al daai tipe van jy weet agter die skerms waar hulle moontlik kan betrokke wees. Maar dis nie jy weet militêr gaan jy nie 'n regimeverandering. So die vraag is jy weet hoeveel aptyd het die Amerikaners om deur te druk hiermee? Jy weet plaaslik, jy sal sien daar's groot betogings ook in Amerika byvoorbeeld. Times Square, jy weet duisende wat teen enige oorlog met Iran betoog. Jy weet so dit hang ook af, jy weet plaaslike faktore speel ook 'n rol. China het genoeg van sy eie ekonomiese probleme. Ja. Weet vir hulle om nou met die Amerikaners in 'n geveg betrokke te raak, weet daar's nie eintlik wenners in hierdie daar's nie regtig wenners in hierdie scenario nie. Amerika het onlangs bloedneus weggestap uit Afghanistan uit. Nou sit mense wonder Iran wat 'n groter moontlikheid as Afghanistan is. Nou Pieter, jy daar. Ja, maar oorlog is 'n groot ekonomiese ding vir Amerika. Ja. Nou hulle maak baie geld uit oorlog uit. Hy wapens. Dis absoluut ja. Dit is 'n weet jy soos jy kan self kan indink, daar's 40,000 Amerikaanse soldate in die Midde-Ooste. Okay, nou maar goed. Kom ons praat 'n bietjie oor goeie nuus in Suid-Afrika. Ja, ek moet sê hierdie storie het nou nogal 'n glimlag op mense gesig gesit. Die feit dat hulle 2,5 jaar later is die Suid-Afrikaanse ingenieurs wat in Ekwatoriaal Guinea. Nou die ding het begin by ons het een van hulle manne 'n groot sakeman se goed op beslag gelê. En hulle was baie omgekrap daaroor. Seiljag en wat hulle was baie omgekrap. Daar was eiendomme en sulke goed. Ja. En dit was daar was groot ontevredenheid, groot diplomatieke konflik daaroor. En die twee ingenieurs van Suid-Afrika, Pieter Raxum en Frik Potgieter, hulle het gewerk in Ekwatoriaal Guinea en daar's toe nou beweer dat hulle dwelms in hulle bagasie, vreemd die bagasie is nooit op beslag gelê nie en hulle is toe hulle tot 12 jaar tronkstraf gevonnis. En ons praat nou van Februarie 2023. En hulle was tot nou toe in die tronk gewees. Die VN daar's 'n werkgroep oor onwettige aanhouding. Het al verlede jaar Julie gesê maar hierdie aanhouding is onwettig, hulle moet onmiddellik vrygelaat word. Daar was diplomatieke kanale seker gevolg en gesprekke en op 'n stadium was jy weet ons politieke leiers was ook jy weet betrokke by gesprekke met Ekwatoriaal Guinea en uiteindelik toe nou skielik Saterdag aand toe die president daar hulle 'n genadebevel sien ek word dit genoem en hulle is toe nou huis toe gestuur. En ja, met groot fanfare en die president het op 'n video oproep met hulle gepraat en Lamola het hulle ontvang, jy weet ons minister van buitelandse sake, oudtydse portefeulje wat ek maar gebruik. En ja, so nou is hulle tuis en ons is baie bly hulle is tuis. Dit is 'n vreemde storie wat baie lank heeltemal te lank gevat het, maar hier is hulle nou. Dan minister Nkambani is steeds in die sop. Ja, kyk ek dink haar tyd is besig om baie vinnig uit te loop as minister van hoër onderwys. Gister in die Sunday Times professor Malegapura Makgoba het 'n meningsstuk geskryf waarin hy sê sy is 'n skande en 'n verleentheid vir die hoër onderwyssektor. Sure. En dit gaan oor onthou daar ons het verlede week daaroor gepraat, die paneel, die sogenaamde paneel wat haar geadviseer het of aanbevelings gedoen het oor die aanstellings van die onderwysowerhede, die SITAs. Se rade, aanstellings en daar's toe nou onder andere soos jy weet Gwede Mantashe se seun wat ook aanbeveel is en daar's allerlei politieke gekonnekteerde mense van die ANC wat aanbeveel is vir hierdie poste. Toe daar nou vrae opkom oor hierdie paneel, toe wil sy nie eintlik regtig die vraag antwoord oor wie is hierdie paneel nie. Verlede week toe word daar name genoem en onmiddellik is daar mense wat sê maar ja, sy het met my gepraat hieroor maar ons het dit nooit afgehandel want ek het gesê ek's nie beskikbaar nie en die aanstelling was nooit amptelik nie en sy het nou basies 'n paneel voorgelê wat daar was nie 'n paneel nie. Soos wat dit nou lyk. Nou die parlementêre komitee is redelik op haar spoor. Sy moet weer terugsoen toe om te verduidelik. Onder andere ook die twee adjunkministers sê maar hulle was ook nie betrokke hierby nie, maar nou die komitee het gesê maar julle moet dit hier vir ons kom sê. Ons sodat dit op rekord is. Want met ander woorde, wie het nou eintlik hierdie aanstellings gedoen behalwe sy op haar eie. So die storie gaan verder want een van die SITAs het die persoon is al vir 2 jaar geskort. Sy was 'n senior bestuurder gewees by die boubedryf SITA.
groot kontrakte. Hulle praat van Cetas hanteer 20 miljard rand se geldjies vir opleiding en sulke goed. So dis 'n lekker plekkie om te skep om te eet, ja. En sy het vir 2 jaar geskort, sy het na die minister toe gegaan kort nadat sy aangestel is om hierdie inligting oor te dra, hierdie beweringe dat die voorsitter van die CETA van hierdie boubedryf onderwysowerheid dat hy tenders kook en dat daar diefstal plaasvind en sulke goed en niemand het hulle gesteer aan haar nie. Om die waarheid te sê, sy was destyds geskort toe sy beginne om vrae te vra oor hierdie goed. En ja, so wat gesê word is dat sy het ook basies hierdie goed geïgnoreer tot nou toe. Dis 'n jaar terug onder haar aandag gebring en sy het nog niks hieraan gedoen nie. En dit is nou maar die probleem met weet en dan praat ons van die stryd teen korrupsie en al daai goed en dan kom jy terug na hierdie goed toe en baie ernstige beweringe en dit word nie ondersoek nie. So ek sien in die berig word daar gesê dat iemand naby aan die president het gesê sou dit bevind word dat sy gelieg het oor hierdie paneel, dan gaan hy haar afdank. Ek sou gedink dat hy moes haar eintlik al afgedank het, want daar's al reeds genoeg bewyse teen haar. Maar kom ons kyk nou, jy weet sy gaan nou terug na die komitee toe en hulle die komitee is lus vir haar. Verantwoordbaarheid is 'n groot ding. Kom ons gaan na die openbare werke storie toe. Daar is nou miljoene en miljoene wat gemors word, tenders wat gestop word voor hulle klaar gemaak is en dan nuus wat vir dieselfde werk weer toegeken word. Wat is die openbare werke storie? Ja, ek wou eintlik ook hier net gemeld het want hierdie gaan ook oor die Sarah Baartman erfenis, die sentrum vir herinnering. Onthou die Sarah Baartman, dit word al baie jare daarvan gepraat. Nou hulle bou nou al 11 jaar aan hom. Ek het net 'n bietjie gaan kyk want jy weet nou moet 'n mens weet 11 jaar, jy weet wat is hierdie projek waaraan ons werk? Die Burj Khalifa in Dubai. Daai groot 830 meter hoog. Is in 6 jaar gebou. Die Sarah Baartman sentrum is nou hulle 11 jaar mee besig. Eiffel Tower is 2,5 jaar. Korrek, ja. So maar die eintlike snaakse ding van hierdie storie is waar die departement van openbare werke, hulle het 'n hof gebou in Port Shepstone. 'n Nuwe hof gebou. Landdroshof. En die projek se koste was aanvanklik 285 miljoen rand. En toe kom hulle op 'n punt en toe het hulle nie 'n rekening betaal van Basil Reed nie. En toe is daar mediasie en toe loop almal weg van hierdie kontrak af. Daar was nog 10 miljoen rand se werk uitstaande. Hulle was basies net die eksterne moes nog gedoen gewees. Van 280 miljoen. Van 285 wat daar was nog 10 miljoen rand se werk uitstaande. Maar daar was 'n onbetaalde rekening en Basil Reed het hulle vererg en almal het hulle vererg en daar was bemiddeling en dit het nie uitgewerk nie want die departement het toe nuwe goedjies bygesit en toe besluit hulle maar hulle gaan 'n nuwe kontrak toeken. Toeken hulle 'n nuwe kontrak toe aan 'n maatskappy. En toe sit dit nog 116 miljoen rand by die projek by dieselfde projek. En toe vat dit nog 10 jaar om die gebou af te handel. Ja. Dis produktief. Toe op die ou einde kos daai 285 miljoen rand gebou kos die belastingbetaler toe 393 miljoen rand. Maar ook meer as 'n dekade want dit vat ons weet meer as 'n dekade om goed te bou. So, dit is een van hulle, daar's verskeie ander. Jy weet as jy kyk na die departement openbare werke se hoofkantoor in Pretoria. Hulle praat van hulle die afgelope 10 jaar, ek dink 900 miljoen rand daar. Gaan kyk hoe lyk daai gebou. En hulle spandeer miljoene rande om die plek op te pas en hy's basies eintlik moet hulle maar plat slaan. Dis openbare werke. Vir ons stel is vir die toestand en die onderhoud van alle staatsgeboue. Korrek. Maar die ding is dat ek sien jy weet daar's vandag byvoorbeeld word daar 'n verklaring is dit een van 'n forum wat gesê het maar daar moet nou iets dringend ingegryp word en wat is hierdie onervare bouers wat aangewys word, jy weet, onervare konstruksiemaatskappye. Die probleem is dat ons het hierdie, jy weet, hier is weer eens een van hierdie maatskappye, dis Musan Trading. Hulle word lekker oralste kontrakte uitgedeel, maar niks van die goed word op tyd gelewer nie, jy weet. En gaan kyk maar na die privaat sektor, jy weet, as jy 'n bouprojek het en die dinge gebeur nie op tyd nie, is daar allerhande strafkostes en goed ingebou. Ek weet nie, dis omdat jy werk met belastingbetalers geld. Niemand gee eintlik om nie. Maar daar word gewerk aan hierdie, jy weet, Dean McPherson is die minister daar. Ek weet net nie hoe lank gaan dit vat om die gemors by openbare werke en infrastruktuur seker ook 12 jaar. Ja. Andries, dan is ons baie naby aan beerdkrag. Ja, dis blykbaar, jy weet, as jy kyk na Eskom se eie syfers. En die interessante ding is dat ons verbrand hierdie jaar meer diesel sover as wat ons verlede jaar gedoen het. Eskom is sover hierdie jaar in 'n swakker posisie as verlede jaar. Regtig? Ja. Want dit lyk dan so goed want die beerdkrag was minder. Ons het met diesel dubbel soveel krag hierdie jaar opgewek as verlede jaar in dieselfde 6 maande. Dubbel soveel. Dubbel soveel.
Ons het reeds 4,51 miljard rand van 1 Januarie tot 19 Junie bestee aan die diesel vir die oop siklus gasturbines. Maar Eskom sê hulle is nog steeds binne begroting. Hulle is nog steeds binne begroting. Die probleem lê daarby, onthou hulle het gesê wanneer hulle uitkom by was dit 15.000 as 15.000 onbeskikbaar is, dan gaan ons na fase 2 toe gaan. So hulle het ons basies verlede week het hulle ons eintlik moes ons verlede week op fase 2 gewees het. Hulle het ons vrygeskeld. Hulle het ons vrygeskeld deur 'n bietjie meer diesel te brand. Maar wag. Daar's 'n administratiewe kil jou hier, kil jou daar en sien daar. Want een van die turbines by Kusile is ook aan die werk, maar hulle sien dit nog nie as 'n amptelike turbine wat kommersieel lewensvatbaar is nie, maar hy hardloop al. Ja, hulle tel hom nie by nie. So sonder daai ene was ons. Vanaand kry ons 2730 megawatt terug by. Wat is die effektiwiteit van die hele storie? Want kyk daar, mens moet hom so 2/3 van jou mag, van jou opwek vermoë, moet jy dan aan die gang hou, nee? Ja, maar hulle sukkel maar Eskom het nog vir baie jare. Kyk, dis die ou steenkoolvloot wat ook die deel van die probleem is. Hulle is net nie meer soos wat hulle in die verlede kon krag opwek nie. Ons het allerlei verskonings wat ons vir kan. Jy kan dink aan 'n verskoning en hy's daar. Die ding is die vraag wat 'n mens het is jy weet van wanneer gaan al hierdie groen kragprojekte wat ons het. Jy weet wanneer gaan dit nou weet op die netwerk bydra tot die oplossings van hierdie probleme. Waar ons nie net van Eskom afhanklik is of om diesel te brand om weg te bly van beerdkrag af nie. Maar gister was daar ook 'n artikel in Marula Media oor die hoeveelheid kragonderbrekings in Tshwane wat ook gepraat het van 'n paar 100 'n dag eintlik reg oor Tshwane en dit gaan oor die veroudering van infrastruktuur. En eintlik is daar amper meer krag as jy kyk. Hulle sê amper meer krag wat mense sonder krag, want hulle sê opgemiddeld sit jy dan 22 uur sonder krag. Dit is nou die nuwe gemiddeld as daar nou iets afgaan of trip of wat ook al. So hulle sê jy sit eintlik maar langer sonder krag as wat daar beerdkrag was as jy gaan kyk na die vergelyking met verlede jaar. So dis jy moet ook onthou die probleem is ook dat Tshwane het oortydbetalings beperk. So as jou krag na ure afgaan, gaan jy môre is die kans goed dat hulle eers môre daaraan gaan werk. Jy gaan kyk daarna môre. Ja, so daar's verskillende faktore wat reg oor die land beleef mense dit al hoe meer dat hulle diensverskaffers wat hulle munisipaliteite is eers môre tydens werksure en alle probleme sal kyk. Ja, want daar's nie alternatief nie. Wie gaan jy nou anders te kry met? Korrek, behalwe jou kragopwekker. Ek sien nie so sê die energiebeskikbaarheidsfonds vir Eskom vir die laaste jaar tot dusver is op net 58,3%. Dit is goed. Ja, en dit was 61,1% vir dieselfde tyd verlede jaar. So in hierdie stadium Eskom doen swakker as verlede jaar. Lekker. Ek is glad nie bekommerd nie. En dan so laaste enetjie. Hulle sê die aanval op Iran kon voorspel word as jy 'n spy gehad het in die pizza afleweringsplekke in Washington. Dis eintlik dis 'n baie interessante want hulle het dit in die verlede ook al gesien. Wanneer daar iets groots gebeur by die Pentagon. Die Pentagon het baie kitskosrestaurante, maar hulle het nie 'n pizza plek nie. Ja. So wat hulle sê is as hulle nou sien daar's nou as hulle nou moet vermoed daar gaan iets groot gebeur of wat ook al, dan skiet die pizza bestellings die hoogte in die omgewing van die Pentagon. Pizza delivery. Hulle het dit gesien ook die aand voordat Israel Iran aangeval het. Toe het hulle hierdie skerp stygings gesien in hulle verwys nou as die Pentagon Pizza Report. Wat jy kon sien hoe skielik styg die pizza bestellings skiet dit die hoogte op. Kort voordat daar een of ander groot gebeurtenis is. Ja, weermag gaan het runs on its stomach sê hulle nê. Ja. Behalwe die generaals, hulle is in besigheidsklas. Ja, dis baie waar. Andries, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Altyd lekker. Dit is Andries Cornelissen, bly ingeskakel net hier na gaan ons voort.